Die vraag vandag is, hoe sien jy Jesus? Voordat ons hierby uitkom, wil ek graag net eers die volgende aanraak. Baie mense verstaan nie dat daar 'n verskil tussen 'n gelowige en 'n Christen is nie. Jy sien, alle gelowiges is nie Christene nie, maar alle Christene is wel gelowiges. Hoe so? Want Satan en sy magte glo wel en weet dat daar een God is, naamlik Vader, Seun en Heilige Gees. Maar hulle is nie volgelinge van hom nie, hulle aanbid hom nie. Hulle aanvaar nie Christus as hulle verlosser en saligmaker. So ons kan hulle wel as gelowig bestempel, maar Christene is hulle beslis nie. In Jakobus 2 vers 19 lees ons, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. Net soos met baie mense wat Sondag kerk toe gaan, maar die res van die week is daar net eenvoudig nie tyd en plek vir Christus nie. Hulle siening is dat as ons onsself aan sy bepalings en voorskrifte moet hou, gaan daar net eenvoudig nie ruimte wees om te lewe en die wêreldse lewe, dit wat dit bied, te geniet nie. En is daarom verkies hulle om Sondag kerk te speel. Hulle voel ons moet hierdie skyn van gelowig wees ten minste weekliks tot uitvoer bring. Die mense en die predikant of die pastoor moet daarom kan sien ons gaan kerk. Dit bring ons terug by die vraag, hoe sien jy Christus? Baie mense sien Christus soos die spaarwiel op 'n kar. Hulle gebruik hom net as dit nodig is. Solank dit goed gaan en daar nie probleme is nie, het hulle mos nie nodig in hulle lewens nie. Hy moet net daar wees vir wanneer hulle hom nodig het. Indien ooit. As die nood aan druk en die Here antwoord nie, hy antwoord nie onmiddellik hulle gebede nie, word hulle kwaad en wil dan weet, waar is God? Sien jy Christus as 'n spaarwiel wat jy net gebruik as dit nodig is? Of staan jy in 'n lewende verhouding met hom, waar jy daagliks in gemeenskap met hom verkeer, die woord van God bestudeer en hom daagliks loof en prys, in die goeie en in die moeilike tye? Wil jy die ewige lewe beerwe? Moet dan nie van Christus 'n spaarwiel maak nie, maar ken hom in al jou weë en staan in 'n lewende verhouding met hom, deur daaglikse gemeenskap met hom te hê, deur gebed, bestudering van God se woord, lofprysing en om stil te raak voor hom, en te luister na wat hy vir jou wil sê. Ek laat jy met die volgende verse. Johannes 14 vers 6. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Jona 2 vers 2. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep en het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en u Here het my gehoor. Matteus 7 vers 23. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Sien jy Jesus as jou spaarwiel of as jou verlosser en zaligmaker?